Nou vriende, ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons deur nog 'n onbekende nag gedra het, dat die Here vir ons opgewek het, dat die Here vir ons 'n nuwe dag gee. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën so rondom die woord van die Here. Nou baie belangrik dat ons sal studente van die woord wees. Vriende, is belangrik dat u en ek die woord sal lees, dat ons dit sal bestudeer, dat ons na die prediking van die woord sal luister, sodat ons kan opgroei in die allerheiligste geloof. Ons dank die Here dat hy sy woord vir ons gegee het in ons eie taal. Ons kan dit verstaan, ons kan dit lees, ons kan dit gehoorsaam, en deur die werking van sy gees leer hy ons meer en meer van hierdie waarheid, sodat ons hom meer welgevallig kan wees. Nou, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks. Ons gaan stilstaan by vers 10 tot 13. Ek lees vir u uit Spreuke 14 vers 10 tot 13, dan kom ons by die oordeenking van hierdie verse uit. Daar staan: die hart ken sy eie verdriet, en in sy blydskap kan 'n ander hom nie meng nie. Die huis van die goddelose word verdelg, maar die tent van die opregtes bloei. Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Ook onder gelag kan die hart pyn ly, en die einde van so 'n blydskap is bekommernis. Nou vriende, is 'n mond vol, en ek gaan poog om die 4 verse met u te hanteer vanmôre, en kom ons val weg by vers 10. Die hart ken sy eie verdriet, en in sy blydskap kan 'n ander hom nie meng nie. Een van die ander vertalings wat ek nageslaan het, sê net 'n mens ken self die bitterheid van sy eie gemoed, en ook in sy vreugde kan niemand anders voluit deel nie. Dit is so, vriende, dat mense nie werklik weet wat in my hart aan die gang is nie. Ek kan in 'n geselskap staan en ek kan saam lag en gesels, en dan weet niemand dat in my hart dit eintlik stikkend is, dat ek trane gehuil het, dat daar droefheid is, dat daar bekommernis in my hart is nie. En daarom kan ons baie keer voorgee wat ons nie is nie, en baie keer kan ons dinge sê wat ons miskien nie werklik in ons hart beleef en ervaar nie, en soms probeer ons aan mense oordra die bekommernis van ons hart of selfs die vreugde wat ons beleef, en hulle kan nie regtig verstaan wat ek beleef nie, want hulle is nie ek nie. Daar is net een, vriende, wat my geskaap het en wat my beter ken as wat ek myself ken, en dit is die Here God self. Hoor hoe pragtig beskryf die woorde daar in 1 Kronieke 28 vers 19. Daar staan: en jy, my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel. Want die Here deursoek al die harte, en hy verstaan elke versinsel van die gedagte. As jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind, maar as jy hom verlaat, sal hy jou vir altyd verstoot. Dit is so pragtig toe ek dit lees, en veral die A-gedeelte, dat die Here ken ons, en daarom moet ons die Here soek. Want vriende, hoe meer ons die Here ken, hoe meer sal ons onsself leer ken. Want die Here leer vir ons hoe ons dink, hoe ons doen. Hy leer ons om te dink soos sy woord, te leef soos hy in sy woord vir ons opgeteken het. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, die Here deursoek al die harte. Hy verstaan die versinsels van ons gedagtes. Hy weet wanneer ons droefheid beleef, wanneer ons pyn beleef. Hy verstaan, vriende, wanneer ons 'n opgewondenheid beleef oor iets wat gebeur het. Hy is die God wat ons beter ken as ons onsself ken, en daarom is dit noodsaaklik om ons te wend na hom, om hom lief te hê, om hom te dien. En ag vriende, wanneer ons droefheid beleef, om ons skuilplek by onder die vleuels van die Allerhoogste te vind, om ons lewe oor te gee aan hom, te sê: Here, u ken my, vertroos my, versterk my. En ag Here, wanneer ek blydskap beleef, help my dat my blydskap geanker sal wees in u waarheid, in u karakter, in u persoon en in u woord. Jeremia 17 vers 9 sê vir ons: bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Vers 10 sê: ek, die Here, deursoek die hart. Ek toets die nier om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. So wonderlik om te weet dat die Here my hart ken, en dat die Here ook per vertroosting bied, dat die Here vir my genade skenk en vir my wysheid deur sy gees om dag vir dag aan te gaan met my oë gefestig op hom. Die pragtige woorde van Kolossense 2 was vir my so mooi en treffend toe ek dit lees. Daar staan dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus. Dat ons harte vertroos mag word. Wie kan ons harte vertroos, behalwe die Here self? Ag vriende, mag die Here vir ons groot genade gee, dat ons sal weet dat die Here wat ons harte ken, ook ons kan leer om opreg te lewe. En wanneer ons miskien droefheid beleef, dit te kommunikeer aan mense, met daardie wonderlike wysheid wat die Here my gee, en wanneer ek blydskap beleef, om dit te kommunikeer aan ander, maar te besef, ek sal nooit die dieptes van my hart aan enige mens kan verklaar nie, behalwe aan God, want God weet
elke gedagte. Hy weet elke versinsel. Nog voor haar woord by my mond uit kan, dan weet hy dit alreeds ten volle. Daarom neem jy toevlug na die Here en mag die Here jou hart rig en verander om hom te verheerlik in alles. Die volgende vers, die huis van die goddelose word verdelg, maar die tent van die opregtes bloei. Nou vriende, wat hierdie vers eenvoudig vir ons sê is dat goddeloosheid bring tydelike, maar geen blywende voordeel nie. Jy kan vir 'n tyd lank wegkom met jou sondes en selfs vir 'n geslag of 2 kan jy en jou geslag miskien, die geslag wat na jou kom, miskien wegkom met sonde. Maar daar kom 'n dag wat jou sonde jou sal inhaal en die gevolge is dikwels verrykend, langdurig en dan selfs tot in ewigheid. Want jy sien vriende, goddeloosheid word baie keer op hierdie aarde gestraf. Baie keer kom mense weg, ja dit is so, maar dikwels word dit op hierdie aarde uitgevind. Dit word hier gestraf en dan as mense hulle nie bekeer nie, is daar die ewige straf wat voorlê. Die kind van God bou aan die ander kant op die waarheid. Hulle leer hulle kinders wat waarheid is, wat opregtheid is, wat nederigheid is, wat heiligheid is. En dit word oorgedra van geslag tot geslag en dit lei tot die ewige lewe, saam met die Here Jesus Christus self. En daarom, vriende, is dit noodsaaklik dat u en ek ons harte sal vestig op God se woord, dat ons sal bou op die rots Jesus, dat ons vir die volgende geslag kan leer wat dit is om heilig en sonder gebrek te lewe. U sien, God se woord is ons barometer van waarheid, en vanuit hierdie waarheid word ons gestig, en word ons gerig, en word ons gelei elke dag. Daarom sê die psalmdigter, open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Dawid sê, hy sê, Here, u woord maak my wyser as my leermeesters, want u verordeninge rig en lei my op hierdie weg van geregtigheid. Ek vra jou vanmôre, is jy 'n goddelose, wat miskien tydelike voordeel beleef, en jy dra dit oor miskien na jou kinders en hulle kinders, maar later word hierdie boosheid dan uitgevind, en kom hierdie goddeloosheid aan die lig, en dan die hartseer gevolge, wat miskien vir jou en miskien vir jou geslagte gaan wees. Daarom vra ek jou, stop nou daarmee. Bekeer jou tot die Here. Vra vergifnis, maak reg wat jy verkeerd gedoen het, en vra die Here dat hy vir jou met wysheid sal bekragtig, sodat jy in die waarheid sal wandel, sodat jou geslag en die geslag na jou en die geslag na jou na daai geslag kan leer wat is heiligheid, en so ook die vrede en die vreugde en die blydskap van die Here kan beleef. Ag vriende, mag die Here vir ons genade gee. Ons lewe in 'n goddelose tyd. Ag, die wêreld steek sy hande na ons toe uit, en dikwels val ons in hierdie sonde. Maar mag ons as kinders van die Here opreg lewe. Mag ons met opregtheid wandel. Mag ons getrou wees in wat ons dink, wat ons doen, wat ons sê, hoe ons optree, hoe ons besigheid doen, sodat ons 'n verandering kan bring in hierdie wêreld. Mag ons kinders so wees, en mag hulle kinders en diese kinders weer so wees, sodat ons 'n geslag van God sal wees, 'n geslag van heiligheid, geslag van reinheid, en ag, dat ons ook kan uitsien na die ewige lewe, waar ons voor die Here gaan staan en uit sy mond sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig het jy aangestel, oor veel was jy getrou, gaan in die vreugde van jou Heer. Ons sal maandag aangaan met vers 12 en 13, en ag vriende, ons bid dat die Here vir ons wysheid sal gee om te verstaan en in te neem, en so te lewe om hom te eer. Groete vir u, mooi dag verder, tada.